Goeienaand hier op die woensdag aand. Just like, dis 'n week wat ek nie in die lig was nie. Maar, die boerieman is terug. Dis maar nog, hoe kan ek nou sê? Broos. Ek is hier. Yes, boere, dit was 'n moerse storie. Maar nou ja, wat kan 'n ou sê? Die lewe, kyk, hy het my 'n snotklap gegee hoor. En toe kyk ek hom so een kyk en ek sê, okay, bring it on, ek het nog baie snot oor. Maar dit was 'n shot. Ja, ek gaan nou nie veel al die details sê nie, maar ten minste het ek weer kleur. Ek het vroeër vanaand vir my vrou gesê, ek wonder regtig hoeveel bloed het ek verloor. Die fuck weet. Dit was, toe ek by daai uroloog kom, hy sit my so en kyk, hy sê, ek kan nie glo jy is nog op jou voete nie. In elk geval. Ja, so, dit was nou maar 'n proses. Ek is Vrydagoggend my afspraak gekry, kanaalondersteuner, wat die ou goed ken, het my ingekry by hom. En ek het 6:15 die oggend die konsultasie gehad. Hy het sy ondersoek gedoen en al die goed gedoen. Dus sê hy, ek vat jou nou. Hulle gaan jou nou deurvat, dat hulle jou inboek en op die theaterlys kry. Jy moet in die theater kom opbou. Ja, in elk geval. Dit was 'n storie. Moerse gewas in my blaas gewees. Wat hy toe nou uitgeskil het. En het hy vir my gesê, okay, hy het gedoen wat hy veilig en gemaklik mee voel op daai stadium. En dan hy stuur hy my vir 'n CT scan. En toe sê hy, okay, ek wag net vir die patologie. Dit gaan so 'n paar dae vat. Dan sal ek jou terugvat teater toe, afhangende van wat nou daar aan die gang is. En in die proses het ek 'n dag verloor. Ek kan nie vir julle sê hoe dit werk nie, maar ek het maandag het hy my ontslaan, toe dog ek dit is Sondag. In elk geval, toe my seun, ek sien die traffic, ek sê, yes, maar die plek is besig vir Sondag. Hy sê, pa, dis Maandag. Oh, fuck. Okay. Daar sê nog, het lyk my nie net gewas uitgeskraap, hulle is op 'n dag afgeskraap, jy weet. Maar, ja, dit was nie 'n gemaklike storie gewees nie. En dit was nie, hoe kan ek sê, dit was nie, kyk, die groot ding is die onsekerheid. Jy is nie seker wat die fok gaan aan nie, jy weet. In elk geval, toe hy my die maandag uitboek, jy weet, uitstekend, want hy wil toe ek met daar bly, tot ek sê, not a fuck, ek kan nie leef vir nog, hoeveel dae, 4, 5, 6 dae nie, ek kan dit nie doen nie. Eerstens, ek kan dit nie bekostig nie, my maat. In elk geval, jy sê, wel, okay, ek sal wag vir daai goeders, en as ek dit teruggekry het, die CT scan is so moerse dik pak foto's nou. En hy het uitgehaal, en hy het net 3 bladsye uitgehaal, en so nog gestaan en kyk, sit hy dit terug in. So okay, ons wag nou net vir die histologie uitslag. En dan vat ek jy terug, dan sal ek jy terug met vat teater toe. Wel, okay, ja, kom die groot kak dan nou, jy sien. Vanoggend toe bel hulle my vrou en sê, nee, ag nie vanoggend nie, gisteroggend. Nee, vanoggend. Bel my vrou en sê, luister, die dokter het die histologie teruggekry, en hy soek my vir 'n konsultasie Vrydag. Dis nou komende Vrydag. En sy sê toe, okay, en gaan jy hom weer opneem? Sê nee. Sy het ek, hy moet net kom vir die konsultasie.
So ek gaan nou nie jump to conclusions oor dit nie en so voorts, maar in my binneste voel ek, wel, dit is nogal goed, want die dag, toe ek, na die operasie, het hy vir my gesê, wag net vir daai goeters, dan moet jy terug teater, dan sal ek jou terug van teater toe. In elk geval, lang storie kort te maak, dis waar ek staan. Maar ek het weer my normale kleur terug, jy weet, ek lyk weer soos 'n mens en ek was doodsbleek, my heerlikheid, man, ek het soos 'n lijk gelyk. En ek wil nie eers probeer dink hoeveel bloed het ek verloor nie. Ek kan vir julle foto's wys, maar ek gaan dit nie doen nie, want dit is fucking gruisam. En dis nie 'n goeie ding en so nie. En dit was elke keer wat ek gaan pee het gelyk of jy 'n fucking hoenderkop afsny daar. Jy weet, of ek 'n hoenderkop afsny daar in die ding, in die toilet. So, en dit het, ek is die bliksame van my huisdokter, ek weet, ou, 25 jaar my huisdokter. Ek het hom gesien, nou moet ek my tye net reg kry met julle. Kyk, ek het 'n week terug die laaste show gedoen. Die donderdag voor dit, toe het ek wil sê, ek gaan nou af. Die donderdag voor dit, gaan ek na my huisdokter toe. Wys hom die foto's. Hulle doen bloedtoetse en alles, urinetoetse, dis nie, is nie fucking urine, is net 'n beker bloed, jy weet, in elk geval. En hy skryf 'n moeë brief en ja, nou moet ek by 'n uroloog kom. Ek kom terug hier by die huis, my vrou bel die ou en so, ja, ek kan my die 18de sien. Ek sê vir haar, Poppie, die fok weet, ek gaan die 18de nie meer leef as ek so aangaan nie, hoor. Kyk hoe fucking lyk ek. My vel is fucking deurskynend gewees, man. Ek sê, dit gaan nie werk nie. Die 18de, I'm not gonna make it. En ek stuur net die een foto vir een van die kanaalondersteuners. En hy sê, dokter, sê vir hom, kyk, check hierdie shit. Hy sê, jy moet dringend by 'n uroloog kom, ou maat, jy moet in die teater kom. Ek sê, my fokkelike, hulle sê ek in die 18de. Hy sê, fok dit, ek bel jou nou terug. 10 minute. Toe bel hy my terug, toe sê hy, ek het vir jou ingekry by hierdie ou. Nou die uroloog wat my gedoen het, is Dr. Silje by die urologie hospitaal in Pretoria. En volgens die ou wat vir my die afspraak gekry, want hy het baie vir hom, hy assisteer hom baie. En sy vir ek net vir sê, dit is die beste uroloog in Suid-Afrika. Hy is seker een van die bestes in die wêreld, in elk geval. Nou ja, lang storie kort, die jongste seun het my opgevat, ek was maar redelik beswaard, maar ek wil vir julle so sê, ek het al baie vir julle gesê, luister vir die fluister. Toe ek van daai huisdokter vir my af terugkom hier, en ek raak stil, kry ek 'n vision van 'n pad, en daar voor in die pad is die brugweg. Ek dink so by myself, okay, ek wonder hoe lank is hierdie stuk nog tot daar waar die brugweg. En tog wel alright. Maak nou nie saak hoe lank dit is nie. Ek kan die beste doen wat ek kan in die stuk pad wat ek oor het. En toe ek die oggend daar by die ou is vir die konsultasie. Jy weet, 'n mens vra, jy het vra. Nee, maar hy sê net vir my, ek wil net vir jou sê, want hy het sonar gedoen. En sê, hy sê, nou gaan ek vir jou sê, my persoonlike uitgangspunt is, alles wat ek sien daar, is volgens my kanker, tot die negatief bewys word. Ja, wat fok, kan ek nou sê, en toe, ek het die teater uitkom, ek is bly niemand het video's vir my, want blykbaar was ek, okay, maak nie saak nie, ja, een nursie sê net, yes, maar jy kan vloek hoor, ek sê, okay, daar was ek alright, as ek nog kan, en toe sê sy vir my, hulle vat met jou nou terug saal toe, en toe kom die dokter,
En hy sê vir my, okay, hy het geskraap wat hy kon doen, en hy wag nou vir, hy gaan my nou stuur vir die scan, en dan gaan hy my, wag hy vir die patologie. En terwyl hy so met my praat, kyk ek hom so in die gesig, en ek hou hom fyn dop, terwyl hy praat. En skielik sien ek die pad, maar ek sien net een moerse pothol in die pad. En ek dink, okay. Ek gaan nou nie jump to conclusions nie, maar at least weet ek is in 'n moerse goeie 4x4. Ja, dink al van wat julle wil. Ek sit hier en praat. Kaptein sê, sy gaan dit maar rustig vat. Sy weet nie mooi waar gaan ons heen nie, maar sy is maar so sirkel hier so rond Afrika, Europa en so voorts. Die gultjies is bly om terug te wees. Hulle sê, hulle hoop julle geniet die flight. Vanaand vat ons maar ietsie sterker as lemonade, cognac, vodka, whisky, whatever, vra wat julle wil. En ek het môre gewonder oor die vraag na die kombuis toe en toe besluit ek, vanaand is dit bobotie met geel rys. Dit lyk so lekker. Nou ja, nou het ek daai ook afgehandel. Ek sal nog 'n video maak oor die hele ding met die voorondersoeke en al die goeders. Ek wil net vir julle vandag een ding sê. Daai bloedbad was so sporadies, tap. En toe ek het rapporteer aan my huisdokter, toe reken hy my, ja, ek sou oud word, gebeur het maar so, barse aartjie in die nier of wat, dan kry jy dit so van tyd tot tyd. En ek begin toe daai Aeon stickers van LifeWave te gebruik saam met die X39 en die glutathione. Die Aeon boost jou immuunstelsel baie kwai. En die glutathione is spesifiek vir infeksie. Nou gaan ek julle 'n ding sê wat julle moet net luister wat ek sê, dink vir jouself daaroor. So baie bloed in my urine. Enige gemiddelde ou sal verwag dat daar moet 'n moerse infeksie saam met dit wees. Toe die toetse terugkom, wat ek gedoen en my huisdokter wat doen het, toe ek af voor hom sit en hy sê, wel, jou PSA-telling is af van wat hy was 'n jaar terug, en 2 jaar terug. Jou PSA-telling is af. Nou vir die wat nie weet nie, die PSA is dit wat hulle nou meet om te sien of jy prostaatkanker het. En sê, dit is af. Ek weet nie hoe gebeur dit nie, maar jy is absoluut niks infeksie in jou hele liggaam nie. Nie in jou bloed nie, nie in jou urine nie. Ek sê, okay, wat sê jy van dit? Ek sê, ek weet nie wat ek vir jou sê nie. Ek dink nog, jy gaan 'n roaring infection system hê. Nou sê ek vir julle, ek het geen medikasie gebruik nie. Niks. Net daai 3 stickers. Die X39, die Aeon en die glutathione. So ek kan vir julle sê, daardie bloed- en urinetoetse, dat daar niks infeksie is nie. Die enigste verklaring wat daarvoor is daai stickers. Maar as jy die bloedbad gesien het, dan enige van julle wat mediese ervaring het en so, sal vir jouself weet, dit gaan gepaard met 'n moerse infeksie. Dis wat ek vir julle kan sê van daai storie. Alright, toe is ek nou daar deur die hele system en alles, en ek het nou hierdie fucking hoop pille wat ek moet drink en so voort. Like my liggaam reageer baie sleg met antibiotika hoor. Ek en antibiotika kom nie lekker oor die weg nie. Maar nou ja, dit is nou soos dit is. Maar ek was gedoen Vrydagmiddag 4:00 in die teater. En Saterdag, toe kom ek agter ek begin kleur terugkry in my vel. En nou, julle kan dit nou nie so lekker sien nie, maar ja, kan sien hoe lyk my hand. Ek sê weer, die ding was fucking asfaal om basically deurskynend. So die ou perd het 'n moerse sterk gestel, lyk dit vir my. En ek het nie een bloedoortapping gekry nie.
So, ek het vir die ou gesê, as ek bloed nodig het, my lat is hierso, julle moet hom maar tap, as julle dink, sê man, solank jy nog reg op is, soos ek is nie van plan om bloed te mors nie, ek nee, oké, dankie, en that's the story man, hè. Dit was 'n fok op man, dit was nie eintlik 'n ander woord om te sê nie, maar ek het net een ding besef, jy weet, ons gee leen ons ore uit aan die Satanse gesande. Dis wat gebeur. Ons uit. En hulle is hier om ons te confuse en as die grootste wapen wat teen jou gebruik word, is vrees. Dis die grootste wapen. Vrees. En dan, vrees kry kleintjies en een van die fucking kleintjies is twyfel. Moenie twyfel nie manne. Moenie. Ek kan nou hier vir lank praat oor hierdie goed en baie weer gesels en sulke dinge sê maar ek wil nie vanaand sulke dinge doen nie. Ek het net gedink dat ek julle verduidelik wat die fuck het met my gebeur. En ek het dit, ja, ek is moedig. Die ou wat vir my die kanaal ondersteuner. Ek kan dit om vir julle sê, is Dr. Letts Pretorius, die ou wat die groot boereboek geskryf het. En hy sê vir my, Colleen, jou huisdokter, toe hy daai foto wat jy vir my nou gewys het, het jy daai foto vir hom gewys? Ek sê ja. Hy sê toe hy daai foto gesien het, moes hy die foon opgetel het en die uroloog gebel het en sê, hoorie, ek stuur hierdie ou nou, kry hom in die teater. Wel, okay, fuck, dis nie te doen nie. Nou sit hy ou met vra, jy weet. Maar nou ja. Dink ons het in die laaste paar jaar sê dat die pestilensie het 'n moerse klomp van ons en julle wat na my sit en luister. Dink toe aan ook maar 'n paar scary moments met jou eie dokters gehad en so voort. Maar ons moet regtig nie vir een oomblik vergeet. As jy jou hand solid in die hand van God sit, hy sal sy beskermende hand oor jou hou. En moenie vergeet wat ek vir julle gesê het nie. Twyfel en vrees word teen jou gebruik. Baie maklik. Vir jou is in die chat, ek gaan nou net vir julle hier 'n link gee wat nou sal kom, vir die van julle wat julle eie livestreaming en goed wil doen ooit. Julle kan dit, as jy daai link van my gebruik, dan kry ek so 'n paar sent by hierdie manne. Ek wil net sien, okay, Loggie sê vir my, daar is 'n probleem met die chats vir hom. Ek sien nie vir Prees aan boord nie. Ek sê vir julle almal wat my welkom heet en wat goeie wense toewens en alles, baie dankie. Ek waardeer dit, ek kan dit nie almal lees nie, dit is verskriklik baie. Ek waardeer julle ondersteuning en ek sê vir julle nou, ek kon voel julle dra my in julle gebede. Ek kon dit voel. En dit was vir my lekker om te weet. Ek is nie alleen nie. Want 'n mens kan baie maklik vir jouself in 'n put laat ingaan. Van moed verloor en desperaatheid, jy weet. Maar nou ja. Die manne sal verstaan wat ek sê. Kyk toe hulle nou eers al daai damn pype uitgehaal het. Yes, ek kateter is maar 'n kakding op sy beste. Daai goed nou uit is en so. En so by die derde ronde staan daar by die toilet en ek pee en dit lyk nie of jy 'n hoenderkop afgekap het nie. Yes, ek kan nie vir julle sê die verligting wat jy voel nie, hoor. Maar nou ja. Dis soos dit is, hoor. Ek gaan nou broer, kyk ja, ek sien nie Prees hierso nie, ek weet nie. Maar hy het laas nog vir my gesê hy is baie besig met audits van sy kliënte en sulke goed. Ek sê weer 'n keer vir julle almal wat my welkom heet en so. En Martin Leroux, baie dankie. Ja, nee, ek het julle ook gemis, hoor. Ek het gisteraand gewik en weeg om die show te doen, maar ek was nog maar 'n bietjie shaky geweest. En ja, natuurlik, moet ek willen sê, heerlikheid
Ek moes lees dat dit bars om al die goed te kry, dat ek net, jy weet, min of meer my kop en mekaar het oor die nuus. Ek gaan nou oor die nuus bietjie gesels en so. Ons chat nou maar net. Baie dankie Martin. En ek sê baie dankie vir Rian Nel. Ek waardeer dit geweldig, Rian. En okay, Leslie sê ek Dr. Celie het hom ook gedoen. Dawie is hier met ons. Ek en hy het so 'n bietjie gechat vroeër in die dag. Ek gaan nou met julle begin 'n bietjie gesels oor die dinge wat ek van die nuus sien. Mark Meiberg. Dankie Mark, hy sê het geweet ek sal liever 'n week al weg bly nie. Maar nou ja, hier is ons. Lekker dop en lekker bebotie. Ja. Ek sien daai video wat ek gedoen het lank terug oor Rania. Iemand het 'n klip daarvan gemaak en op TikTok gesit en toe weer die dinge die wêreld ingehardloop. Hy is oralsters en ek het mos 'n short gemaak uit daai storie wat ek gedoen het oor die apartheid beneficiaries. En ek het 'n short gemaak wat ek het 2 op TikTok gesit. En hulle het so 'n dag daar rondgehang en toe begin hulle gaan. En die een wat ek gedoen het waar ek gesê het, ek dink die ding se titel is Blacks Destroyed Their Own Future on Purpose. Op 68,000 views. Toe pluk TikTok hom af vir community violation. Ek het geappeleer, maar ek hoor niks van hulle af terug nie. Dis een van die redes hoekom ek baie min TikTok toe publish, want as so 'n klomp van hierdie vloerplanke, die fokkers, hulle report my goed so en masse, in elk geval. Maar die feit van die saak bly, ek het net feite genoem. Maar toe ek sien iemand het die ding gevat en hom op YouTube as 'n video gelaai en gestuur en hy loop daar, laat dit vrek en so voorts. En wat vir my interessant was as ek deur die kommentare lees, hoeveel swart, die oorgrote massa van die swart mense sê, this man is talking the truth. What he says is true. En ek het baie gedink oor ons tribe, die boer tribe. En ek is meer oortuig as ooit. Daar's net een pad vir ons. En dis geesgevuld. Dat jy kan inskakel in daai geesgevulde netwerk. Dit is God se volk. En daai volk van God het 'n klomp tribes in, hoor. So. Dit is in ons boer tribe, ek het julle gesê is clans en so. Die geesgevulde clan, dis die ouens wat dit kan maak. En ek sê weer vir julle, dis nie ons fight nie. Dit is nie ons fight nie. Wees jy net paraat. Wees net paraat. Dink aan daai gelykenis van daai 10 girls met die lampies. Moenie 'n verkeerde choice maak en casual wees nie. Wees voorbereid en vertrou. Don't engage. Don't engage. Dis nie ons fight nie. Ek het nou in die laaste 2 dae het ek obviously my bes getraai om op te vang met al die goeters. Die goed wat ek sien op die sosiale media en so. Ek kan sien dat aan die swarte se kant, daar's 'n moerseklomp wat nou begin besef, wow, hierdie ANC wat het ons hel toegevat. En ek het dingetjie gesien van Mbalula, waarin hy nou reken. Hy sê, says punitive tariffs, exclusionary trade policies and coercive diplomacy carry the potential to undermine South Africa's economic prospects. Wat se kak praat hy? Die ANC is die groot ondermyners. Hulle het hierdie ekonomie opgefok. Vir 'n paar handjievol waarvan hy een is, vir groot finansiële voordele en fok die res van die mense, hoor. Dis hulle ding. Nou sê hy, the ANC intends to engage the US to challenge false narratives being peddled about South Africa and the ANC leaders. En dit is 'n aanleiding van hierdie wetsontwerp wat nou ingedien is
Hulle gaan daar's ANC ouens wat die Amerikaners wil sanksies teen spesifieke ANC ouens instel. En hulle praat van corruption en bedrog en die weet wat alles. In elk geval. Hierdie ouens dink hulle gaan hulle self uit hierdie ding uitgepraat kry. Ek sê nou vir julle, Trump gaan nie stop voor die ANC in die geval het nie. Die Amerikaners het besluit die ANC se tyd is verby. Hulle het hulle nog net nie gekom het. Hulle soek 'n regime changer hierso. En hulle het hulle nog net nie gekom het tot 'n gewelddadige regime change nie. Hulle gaan die ANC finansiëel breek. Hierdie staat is bankrot. En hulle het van fucking bankrot gesteel. Hulle is besig om oral in die moeilikheid in te raak. Van die ouens van julle wat nou luister sal dalk connections hê wat vir julle kon gesê het en vir julle dinge kon genoem het. Ek het rumors gehoor dat die Letuli huismense het nie einde van Maart hulle pay gekry nie. So, ek weet nie, maar ek dink hulle is van plan om die ANC finansiëel te breek. Hier kom 'n regime change. Ek kan nie sien dat hierdie regering nog langer as 3 maande gaan bly nie. Nou val hulle rond met die GNU en hy begin nou die ander partytjies inkry en hulle wil die DA uitkry en jy weet. Die DA is in daai GNU. En dis nou my opinie hoor. XXX het gesê, okay, ons sê julle 'n breeder gee, maar die DA is deel van die regering. En nou opereer die ANC asof die DA nie eintlik bestaan nie en asof hulle nog steeds die majority is. As hulle die DA uitskop uit die GNU uit, kan hulle die EFF en MK inbring om nog steeds 'n majority te hê. Maar daai government sal binne 'n week in sy moerin wees, want dit gaan XXX nie duld nie. En hulle ek is doodseker die ANC weet dit. Ja, maar in elk geval. So, ek sien Ben Labberskagh sê Dr. Riet Potgieter is baie goed. Ja. Wel ek net wil sê ek is by Dion se leer gedoen en ek het baie goeie goed van hom gehoor. Blykbaar die narkotiseers in Pretoria as hulle urologie werk nodig het, gaan hulle na hom toe. My tandarts het prostaat probleme gehad. Hy het vir my vroeër vandag gesê die ou het hom gedoen. So, die feit dat hy laas het hy sy pa 'n vergrote prostaat gehad en hy het 'n morsenierinfeksies gekry en so. Ek was verstom toe daai toets uitkom en daar's geen infeksie nie en ek kan vir julle sê dit kan net die plakkers wees want ek gebruik geen ander medikasie nie. CJ Smit, die groot ding van PSA is jy kan nie vandag vir die eerste keer gaan en dan as dit jou eerste een is wat jy doen dan beteken dit nie eintlik vir hulle veel nie. Nou ek het PSA geskiedenis van 15 jaar en so 3 jaar terug kyk hy moet onder 6 bly. So die na 6 kant gewoon dan raak hulle nou angstig. Maar myne is maar heeltyd so 2.3, 2.4, 2.3, 2.4. En so 3 jaar toe gaan hy op na 2.7 toe. En 2 jaar terug toe is hy 2.75. En toe hy nou doen 2 weke terug toe is hy weer af, ek dink na 2.3 toe. Toe sê my dokter, ek het nog nooit gesien dat dit gebeur. Tensy jy ou nou moes so 'n operasie gekry het en so voort. So, en ek het een aand gesit en kyk na 'n videoetjie wat Japaneese toevallig, die is 'n Japaneese, hy's 'n uroloog. En toe se word hy diagnoseer met prostaatkanker. En toe besluit hy gaan nie operasie doen nie en hy begin die X39's gebruik. 6 maande op die X39. Toe sy PSA normal en hulle doen CT scans, niks kanker nie. So, in elk geval, ek gebruik die X39 al amper 3 jaar. Ek het baie ander dinge al gesien daaruit en ek het al vir julle vertel en so voort. Vir my is dit die resultate wat ek sien en goed wat ek voel en ervaar en so. Ek het glad nie twyfel daaroor nie. Ek is
snake oil peddler se worst nightmare hoor, omdat ek so verskriklike analitiese ou is en ek alles analyse. En ek het die X39 begin gebruik toe my een implantaat uitgeval het. Toe sê die tandarts vir my, okay, maar dit is nou van ouderdom, jou kakebeen is besig om te recede en die bone density is besig om af te gaan. En toe het hy vir my gesê, jy weet, ek het nog 4 ander implantate en sê, hulle is allemaal mobile. Dus ek, wat die fuck bedoel jy met mobile? Ek sê, nee, hulle is maar loserig hoor. So voor, ek vermoed hulle gaan ook maar uitval. Toe het ek die X39 gebruik. En ek was 2 jaar op X39 toe ek teruggegaan het tandarts toe. En het weer, want ek het die hele tyd gesê, okay, ek het hy het daai panorama ekstraal van my mond, van voor ek die X39 begin gebruik het. En toe na 2 jaar, net oor die 2 jaar wat ek het, toe neem hy dit nou weer. En toe sê ek vir hom, okay, is beduidelik vir my daar. Toe sê hy, wel, al wat ek wil kan sê is, jou kakebeen recede nie meer nie, en die tande is nie los nie. Dan ging hy, alright, hy is nou nie een X39 kenner of fan of iets nie. Sê ek, wel, ek gebruik die X39's, so lyk my aan doen nie goed, doen sy job. So ek is happy with that. Maar, vir julle manne, maat, die PSA toets, jy moet hom maar eenmaal 'n jaar doen, hoor. En ek sê weer, dit help nie jy een lesing, nou, want hulle gaan nie eintlik op daai een lesing 'n beslissing maak nie. Hulle wil 'n geskiedenis sien, want daai is ook, PSA is ook nie daar's nie 'n standaard, jy sê, okay, jy moet dit wees, of jy moet dit wees, hoor. Maar as hulle dit oor so 'n lang tyd het, die oomblik as hy begin opgaan, dan toon dit, okay, daar is prostaatprobleme. En, ja, so ek wil sê, ek dink ek het 15 jaar se geskiedenis gehad van PSA. En dit was een van die goed wat my dokter vir my my huisdokter gesê, nou hierdie laaste bloedtoets en al daai goede, en het vir my gesê, yes, like, jou PSA is af, ek weet nie hoe gebeur dit nie. Sê, ek patch mos, jy weet mos ek patch. Maak maar net 'n joke, jy weet. Ek moes nie eintlik, hulle wil mos nie sulke stories hoor, nie, is die fucking ding nie uit 'n spuit of uit 'n pil uitkom nie, dan is dit werk het mos nie. Hulle glo mos net te goed wat uit bolletjies uitkom. Maar nou ja, dit is nou hulle probleem, dit is nou nie ons probleem nie. Ek kyk, laat ek net die goeters mis nie. Ja, daar sê Nelia, huisdokters is deesdae net ouens wat voorskrifte skryf. Dit is wat dit is, hoor. Jy is 100% reg, Renier, dit was vrees. Hulle het vrees gebruik om die ouens daai slangpik te laat vat. Nou kom die goed uit. Skrikwekkende goed. Maar, okay, Europa. Kom ons praat oor Europa. Jy weet, ek sit en ek kyk nou van hierdie YouTube kommentare, YouTube bloggers en so. Willem Petzer het nou 'n ding gepublish, groot storie gemaak oor die staatsdiens pensioenfonds wat geplunder word. As jy my goed gaan terugkyk, dink dit was so in Augustus 2022, het ek 'n briekmerk gemaak oor hoe hulle die staatsdiens pensioenfonds plunder. En ek het al 'n briekmerke gemaak of gepraat daaroor hoe Maria Ramos die spoorweg pensioenfonds opgefok het. Daai Kaapse waterfront was 'n bate van die spoorweg pensioenfonds. En sy het daai ding verkoop aan die Arabiere. En toe na 'n rukkie, daai verkoop aan die Arabiere is ek nog doodseker was 'n smokescreen. En na 'n rukkie het 'n klomp local planke daai waterfront teruggekoop. Maar daai waterfront is nou uit die pensioenfonds uit. En die spoorwegmense weet, daar's van die ouens wat al dood gegaan het, nooit hulle pensioene gekry en hulle sukkel om hulle pensioene uit die spoorweë uit te kry. En die spoorweë ouens kry nie verhogings op hulle pensioen nie. Nou, toe hulle die piek gestig het, daai Public Investment Corporation, dit was die masjien wat die ANC opgesit het om die staatspensioenfonds mee te plunder. En daai staatspensioenfonds is fucking geplunder, hoor. Ek dink nie die mense ons kry nie die regte syfers nie.
Maar voor 94 was die Suid-Afrikaanse Staatsdienspensioenfonds een van die beste pensioenfondse in die wêreld. Daai pensioenfonds voor 94 het maandeliks die bydraes wat hy moes betaal, jy weet in die ouens wat pensioen is, betaal uit renteverdienstes op sy beleggings. So al die ledegeld wat dan gevorder is in daai maand, ledebydraes wat gevorder is, het net so ingegaan in die kapitaalrekeninge. En die ANC was, kyk, hulle kon hulle gatte nie vinnig genoeg kry op 'n plek dat hulle pote in daai geld in kon kry nie. En hulle, deur die piek het hulle daai ding geplunder hoor. Ek dink as ons die regte syfers gaan sien, dan gaan die ouens uitpas hoe daai fonds geplunder is. En dan die ander groot ding waar agter hulle is die privaat mediese fondse se reserves. En met hierdie NHI-wet wil hulle dit bykom. Dis wat hulle wil bykom. Fokol te doen met gesondheid. Fokol. Hulle soek hulle geld op, hulle soek hulle hande op daai reservefondse. Kyk hoe lyk die staatshospitale en klinieke en sulke goed. Ek lê nou daar in 'n urologie hospitaal en daai hospitaal is just like boys. Hy's skoon, hy's werk, hy operate, hy's perfect. Hy werk soos wat ek kan onthou van my ou dae. Hoe hospitaal met werk. Enigste ding is ek was daar 4 nagte, 4 dae. En in al daai tyd het ek net een wit verpleegster gesien. Dit was vir my opvallend. Maar okay, dit daar gelaat. Maar die ding operate. En hierdie onteieningswet, hulle gaan daai onteieningswet gebruik om goed soos daai te vat, om die mense te hulle dink hulle het almal nou toegang tot alles. Maar hulle gaan net toegang opfok. Dis wat hulle gaan doen. Kobus Swart, baie dankie. Ek waardeer daai bydrae. Baie dankie hoor. Maar nou ja, al wat ek vir julle sê, maar natuurlik het ek nou probleme hier met my setups en al sulke goeders, dit het ek nou verdwyn. Ek is nou jammer daaroor, dit is nou nie my toe doen nie man. Ek het kyk dat ek net my crew terugkry. Okay, ek het die kaptein terug. En laat ek net sien waar is haar bemanning. Okay, ek het hulle terug. Julle moet nou maar vir haar kyk vir terwyl ek besig is om net my stories weer hier agter mekaar te kry. Dis maar waarmee ons moet deel. En laat ek sien, as hy. Ek het dit weer terug. Ek sê vir Kobus baie dankie vir daardie bydraaitjie. Okay, ek weet nou nie hoeveel van die chat het ek nou verloor nie. Dat ek nou net sien waar was ek laas voor die ligte uitgegaan het. Die laaste ene, ja nee, okay man, ek het goed vergeet. Okay, daar is nou goed weg. Ralph Ruth, thank you very much for that contribution. I really appreciate that. Alright manne, ek het nou 'n groot stuk van die chat verloor, hoor. So julle moet nou my verskoon. Ek het nou 'n groot stuk van die chat verloor. Maar vat maar 'n babotiekie. En dankie, ek het vir almal daarom dankie gesê. Ja. So hulle het hierdie staat bankrot gesteel. Nou het hulle 'n probleem. Nou sien ek hulle wil nou 'n moerse lening maak by die Europese Ontwikkelingsbank. Duitsland sal hulle blykbaar support in dit op die Just Energy Transition kakspul, waarvan Trump hom heeltemal onttrek het en al Amerika se geld uitgevat het. En wat die mense wat luister net met verstaan, is daai bliksems gaan daai lenings nou maak op die Just Energy Transition ding, wat 'n doodgebore bliksemse ding is. Hulle gaan daai geld uitpis teen wie weet wat. Nou hoor ek hulle wil die National Grid uitbrei en sulke goeders vir solar en vir wind power en fok weet wat alles. Wie gaan daai goed terugbetaal? Chris Erasmus sê, 'n pel wat saam met hom werk het, gaan sien die dokter. Die dokter sê vir hom, hy's okay, maar hy's te vet. Pel vra, kan hy 'n tweede opinie kry? Die dokter sê, ja, jy's nog lelik ook.
is 'n joke. Ja, nee, Kobus Becker, daai slangbyt ding. Ek het gereël met Sharney, Dr. Sharney om met haar 'n onderhoud te doen, al of sake en goed is mos nou weg, maar ek is nog nie so seker hoe gaan YouTube maak met daai tipe van dinge nie. En ja, Uwe Dorley vra, hoeveel tyd het die ANC nog vir lieg en plunder? Ek gaan vir julle so sê, ek kan nie sien dat hierdie huidige regering van ons nog langer as 3 maande staande gaan bly nie. Hy gaan in mekaar bliksem teen 'n moerse spoed hoor. En julle moet mooi oplet na die berigte en goed wat julle lees en so. Daar's nie een van die BRICS-lande wat enigsins uitkom en sê hulle gaan Suid-Afrika support en so nie. Ek is meer oortuig as ooit dat ons voorland is balkanization. Dis die beplanning. Nou, op die einde van die dag, as jy kyk wat gaan in Europa aan, oor 'n periode van omtrent 20 jaar, 30 jaar eintlik, het die EU baie subtiel verander na die EU-SSR toe, met die politbureau wat in Brussel sit. Want daai goed wat die leiersels vashou daar in Brussels, hulle word nie verkies nie hoor. Dit is appointments. En die globalists het vol beheer oor Europa. Nou, met hierdie ding van Trump, nou ek wil vir julle oor die Trump tariffs 'n ding sê, wat julle moet net oordink. Daar's mense wat dink hy doen hierdie tariffs van hom. Jy weet nou, net om geld te probeer in die hande kry waar hy kan. Trump se mikpunt is free trade. Maar al die lande het oor die laaste 30, 40 jaar Amerika geabuse. Hulle maak geld en word ryk uit Amerika se ekonomie uit. En Amerika het hulle industriële basis verloor. Ek was geskok toe ek so 'n paar maande terug, en ek het dit al vir julle gesê, toe ek luister die aand na 'n gesprek waar 'n dokter praat, en hy sê, die laaste keer wat Amerika antibiotika vervaardig het, luister mooi hoor, was in 2005. Sedert 2005 word al Amerika se antibiotika ingevoer. Basies al hulle medikasie word ingevoer. Hulle maak niks by hulle nie. Hulle tegnologie is geskuif van ander lande in waar die vervaardiging gedoen word, en dan word dit van daai lande af uitgevoer na Amerika toe. So daai lande het al die voordele. So daar's hierdie ewige handelsbalans te verkeer. En ek sien 'n gesprek gesnip waar Reagan al gesê het, die Amerikaners beter hierdie handelswanbalanse met hulle handelsbenote, hulle moet dit uitsort. Dit gaan Amerika verongeluk in die toekoms. En nie een Amerikaanse president het die guts gehad om te doen wat gedoen moet word nie. Nou doen Trump dit. Hy doen dit. En ek het 'n interessante ding gelees. Ek wil net kyk of ek hom in die hande kan kry. Of ek nog die ding het. Waar die bliksem is. Ek is doodseker ek het 'n screenshot van dit gevat hoor. Ek is seker ek het. Nee, fuck, dit lyk my ek het nie. Maar blykbaar het Trump so regte fuck you attitude oor hierdie tariffs wat hy so instel. En ek luister na sy minister van Finansies. Ek noem dit nou maar 'n minister van Finansies. Waarin die ou duidelik sê, die lande wat nou geslaat word met tariffs, hulle moenie retaliate nie. Want as hulle gaan retaliate, gaan Trump hulle harder bliksem. Hulle moet kom negotiate. Nou sien ek Zimbabwe het klaar gesê. Okay, hulle wat Zimbabwe is, hulle het al die tariffs op Amerikaanse invoere na Zimbabwe toe. Het hulle gekansel. Hulle het gedoen.
Nou is daar van hierdie stupid mense wat nou op Twitter en so sê ja, die ouens het nou gekuif, hulle is softies en so. Daar's 60 lande wat reeds gesê het vir die Amerikaners, ons wil negotiate oor hierdie. Ons wil negotiate. Trump se doel is niks tariffs nêrens nie. Free trade. En ek het 'n ander kommentator geluister wat gesê het, as die ouens retaliate, gaan Trump hulle ekonomies verwoes met tariffs. Want hy maak daai tariff so fucking hoog dat die Amerikaanse publiek gaan nie daai goed koop nie want dit is te duur. So daai uitvoerpotensiaal vir daai lande is weg. Niks keer hulle kan uitvoer, maar die goed is te duur, die publiek gaan nie koop nie. Nou ja, die fight tussen Trump en China gaan nog 'n ander paadjie loop. Ek luister na Dmitry Medvedev van Rusland. Hulle het hom 'n gesprek gehad. Hy sit op 'n boot, hy's besig om vis te vang, ook in ergens in Rusland. En hulle vra hom, wat sê jy van hierdie tariffs ding van Amerika? Hy sê, ons kyk maar. Ons doen fokol business met hulle, so hulle kan ons nie tariff nie. Hulle niks om tariffs op te sit nie. En ek luister na die minister, maar daai hoofonderhandelaar van hulle staatsbeleggingskorporasie van Russe wat nou in Amerika was. Hy ook. Want die onderhoudvoerder vra vir hom, het jy met die Amerikaanse afvaardiging het julle gepraat oor die sanksies teen Rusland? Toe sê hy nee. Ek is nie hier om eers oor die sanksies te praat nie. Die meeste van die Russiese mense, die Russiese bevolking, wil nie die sanksies weg hê nie. Want hulle het nou gesien dat die sanksies het Rusland onafhanklik gemaak, selfversorgend gemaak. Nou ons het dieselfde gehad in Suid-Afrika hoor. Die wat ouer is sal onthou, toe hulle ons met die sanksies begin donder in die 80's, so dit was rof. Maar kyk wat het ons gedoen. Ons het al ons goed self gemaak hier. Ons het 'n farmaseutiese bedryf gehad, ons het 'n tekstielbedryf gehad, ons het 'n wêreldgehalte staalbedryf gehad. Ons het alles gemaak wat ons nodig gehad het. Local. Die van julle wat langer kan onthou, sal onthou hoe sterk was die druk gewees, koop Suid-Afrikaans, koop Suid-Afrikaans. Ek het in 'n winkels gestaan en na die produkte gekyk en dan sê ek my vrou, en wil sê ek moenie daai ding koop nie. Daar is hy, daar langs hom. Daai word hier by ons gemaak. Moenie daai ingevoer goed koop nie. Ek myself het swaar gekry want toe trek Apple uit die land uit. En toe sê ek even met die computers aan die gang. En ek het baie Apples verkoop. En toe pluk Apple uit die land uit. Daarom tot vandag ek skil nie koop nie Apple ding nie. Wil fokol van hulle weet. So sanksies het ons sterk gemaak. Nou sit jy met 'n situasie. Al daai breins en breinkrag en ervaring wat die land deur daai kak getrek het en gemaak het wat ons was, is weg. Jy het 'n klomp IQ 70's. Ek luister na daai kwasplank vanaand op die nuus wat praat oor die water. Ek raak so die vloek, my vrou sê, moenie so opgewonde raak. Ek sê, my fok, daai ding, sy fokum weet nie eers waarvan sy praat nie. Sy weet nie eers waarvan sy praat. Sy weet nie. Maar sy is die fucking minister. So, ek sê, ek dink nie hierdie regering gaan langer as 3 maande hou nie. Hierdie fiasco rondom die begroting kan dalk die doodskoot wees. En hy selfde fucking Mbalula, Pikele weet fokol Mbalula, wat moes reken dat as die ekonomie optel, dan sal hulle die wet wegvat. Nou sê ek vir julle 'n ding, en dis ek wat praat. As jy na die Singapore, as jy gaan kyk wat het in Singapore gebeur, toe hulle onafhanklik geword het. Singapore het gefokus op klein sake en hulle regering het alles moontlik gedoen om klein sake te boost. Nou die logics van klein sake. Jy is nou besluit, jy gaan koffie maak
Daar jy is nou by 'n taxi rank, jy gaan koffie reg gee as die commuters verbykom, kan hulle koffie kry by jou. En jy kry meer en meer besigheid en meer besigheid. En dan naderhand gee hulle choice, hulle kan nog beskuit kry ook. So gaan jy aan. Nou het jy dadelik iemand wat vir jou beskuit bak. Dan raak dit so besig al by jou plek. Jy het nou iemand nodig en jy stel 'n assistent aan. En as 1000 mense in sy koffie begin verkoop, dan by die einde van die week is daar 2000 ekstra jobs gecreate. Want klein sake kan vreeslik vinnig jobs create. In Suid-Afrika sit jy met die kakspel, die sektor van die populasie wat die mees vindingryke entrepreneurs het om klein sake op te rig, word uit die ekonomie uitgesny. En onder al hierdie kak van hulle diskriminasie teen ons wit mense, is die wit besighede nog steeds die grootste werkgewers. En dit maak jy die vloerplanke mal. Maar imagine hulle vat BEE en al die diskriminerende wette môre weg. Dan sê ek vir jou, oor 2 weke gaan jy oralster sien klein besigheidjies maak oop. Oralster. En binne 'n maand word 'n moeseklomp jobs gekry. Maar hierdie vleermuise, hulle verstaan nie daai basic nie. Hulle het net een ding in hulle kop. Hulle wil al die mag en invloed weggee van wit mense so ver as hulle kan. Maar hulle kan nie die land run nie. Hulle kan nie 'n land run nie. Ek luister na 'n gesprek waar 'n swart ou akademikus met 2 swart joernaliste praat. En hy vra vir hulle, elkeen in julle taal, wat is die woord vir maintenance? Albei sê vir hom nee, hulle het nie so 'n woord nie wat direk kan vertaal nie. Hy sê, dis die probleem. Dis nie in julle kultuur om maintenance te doen nie. Julle het nie eens 'n woord vir maintenance. Nou wat in Suid-Afrika gebeur, alles het so uitmekaar uitgedonder, dat julle weet waar staan ons. Jesamboere, en dan, ek is nou weer oor 'n uur aan die gang. Ek gaan weer vir julle net 'n kort opsomming gee, van hoe is die USSR platgetrek. En nou moet julle verstaan, ek gaan nou gaps wees, ek gaan nou nie probeer alles bewink. Ek gaan vir jou 'n kort oorsig gee van wat het in die USSR gebeur. Die eerste dryf in die USSR was om die staatsoperations en staatsbates in die hande van die oligarks te kry. Dit is die eerste move. En toe daai ding momentum begin optel, toe begin die staat se vermoë om inkomste te verdien, fucking val. En toe daai oligarks, wat die minerale bronne in hulle hande gekry het, hulle voer toe daai rou materiale uit na die weste toe, maak moerse profits op dit. Rusland kry fokol daarvoor, bietjie tax, en al die fabrieke wat in Rusland was, wat die mense van Rusland in diens geneem het, wat daai goed verwerk het, al daai goed word toegemaak. Toe raak die bevolking werkloos. Die staat het nie meer geld om social support te doen nie. So hulle verval in ellende. En die publieke sektor, die public life, word deur gangsters gekontrol. Gangsters. En die gangster is almal in diens van die oligarks. So die gangsters is die oligarks se soldate. Hulle het die bevolking verrenoveer en opgefok. So, die staat verloor sy bates en die sosiale struktuur word oorgeneem deur gangsters. En die bevolking is in ellende. En toe begin die stukke wegbreek uit die USSR uit. Die Baltics en Pole en Hongarije en Bulgarije en die Tsjechoslowakije en Oekraïne en Tajikistan en Kazakhstan en al die stans breek weg. En Rusland word al kleiner en kleiner en kleiner. En
Yeltsin het 'n groot rol gespeel in daai finale aftakeling. Maar toe kry hy in Latyn noem hulle, regsterme noem dit 'n lucidum intervallum, 'n oomblik van helderheid in sy waansin. En hy ruk vir Putin in, so hy op sy laaste bene is. En Putin wou eers nie, maar toe word hy die eerste minister en toe met die verkiesing, toe hy president. En hy begin het toe uitsort. Ek wil nie oor dit praat nie. Ek het vir julle gesê, hoe is Rusland uitmekaar gebreek? Vir die Weste om hulle hande op die grondstowwe en alles te kry. Nou, vir ons wat hier in Suid-Afrika sit, die naaste voorbeeld wat ons het van so fucking gemors, soos wat met Rusland gedoen is, met die USSR gedoen is die Kongo, die DRC. Vir hoeveel jaar is die Kongo nou al in daai burgeroorlog en goed, wat dit net totale fucking wanorde is en wetteloosheid en geweld waar jy kyk in die Kongo. Maar die grondstowwe gaan elke dag uit. So die globalists maak hulle geld. Nou, Suid-Afrika. Ek het dit al gesê in van my briekmerke. Ramaphosa se opdrag was om Suid-Afrika, die republiek, te breek. Maar hy moet eers al die staatbates in die hande van die oligarks gekry het. En Eskom was die laaste een wat hy mee gesukkel het. Want die publieke weerstand was te kwai. Toe breek hulle Eskom in 3 stukke. En die oligarks het deur die Wêreldbank se lening aansirrel, het hulle die National Grid as sekuriteit gekry. So, die staat van ons het nie eintlik meer enige assets wat die moeite werd is nie. En nou sien jy hulle is finansiëel in die kak. Nou, kyk rondom jou. Wie is in charge van jou society? Kriminele. My fok, ek sien nou op die nuus vanaand. Daai klomp Somaliërs, ek dink is Somaliërs, wat ontsnap het uit daai huis uit waar daai klomp mense, kinders en mense aangehou was, 'n week terug. Nou hoor ek vanaand op die nuus, 7 van daai kinders is weer terug by die gangsters wat hulle oorspronklik ontvoer het. Fucking polisie het hulle vir die gangsters gegee. Nou eis hulle lospryse van daai mense. My fok. Maar die eerste tekens was al gewees met daai Zama fok op daar in Kreersdorp en daai gat. Toe hulle daai hoofringkop daar onder uit daai gat uitkry. Toe die kop weer rondkyk, toe is hy weg. Polisman het hom laat gaan. So, gangsters is in kontrol van ons land, hoor. Is in beheer van die land. Noem vir my een social service wat nie deur gangsters beheer word nie. Noem vir my. Hulle is oral. Syndikaate is oral. So alles is fucking in plek vir die republiek om te val en te breek in stukke. Alles is in plek. Dis net nou vir 'n kwessie van when. En ek kan nie sien dat hierdie staat, ek het dit al 'n paar keer gevra, wat gee 'n staat die reg om homself 'n staat te kan noem? Staatsdiens. Dis sy magsbasis, die staatsdiens. Nou vertel julle vir my wat vir my luister. Noem vir my staatsdepartement op wat nog funksioneer. Noem vir my. Edward Stroop vra, wat is my opinie, wat gaan die regering wil plunder na die NHI-fondse? Dis ongelukkig die laaste. Dis die laaste honeypot wat daar oor is. Dis die laaste. Dis hoekom toe hulle begin het met hierdie 2-potstelsel van die pensioene geïmplementeer word. Toe gee ek my makelaar opdrag en sê, right, maak te gelde al my fucking annuïteite en pensioenfonds beleggings wat ek het. Alles. Kryf my soveel as moontlik cash uit en as jy kan, kyk dat die beleggingsportfolio's baie buitelandse assets het. En ek het gedoen. Want toe vra hy my nogal nou, hoekom wil jy dit nou doen? Jy het nog nie jou pensioen nodig. Ek kry my fucking geld nou uit. Hierdie bliksems gaan dit steel. Dis hulle plan. So, ek het dit gedoen. En kyk wat gebeur toe hulle met die 2-pot system van hulle kom. Hoeveel mense het toe daai geld getrek uit hulle pensioene uit? Dis die geld waarmee hulle veronderstel is om af te tree. Maar kyk hoe gewetenloos is hierdie fucking ANC.
Gewetenloos is hulle. Hulle steel die mense se pensioen. Hulle sê vir hulle, okay, julle kan nou daai cash vat. Maar hulle fucking bly dood. En toe hulle daai cash trek, toe donder hulle die mense. Met tax op daai cash. Biljoene rande. Wat terug is aan die staat toe. Uit die mense se pensioen uit. Die ouens het toe maar nou gesê, ja, alright, okay. Dan die geld wat hy toe het, waar hy het gaan spandeer, betaal hy 15% wet op. Van die staat weer. Wat het hy regtig as hy 100.000 rand uitgevat het? Hoeveel van daai 100.000 het hy regtig in sy sak gesteek op die einde van die dag? In value. Minder as 40. En toe kom hulle met die kak uit. Van nou 1 Maart 2025. Wat jy getrek het en daai 2 pot fucking trekking met die laas jaar gedoen het, word by jou op 28 Februarie word by jou jaarlikse inkomste getel. Dan gaan jy fucking tax skaal op wat hulle weer. So, hulle het gewetenloos die mense se pensioen gesteel. Dis wat hulle gedoen het, hulle die mense se pensioen gesteel. En die kak is, die mense het uit onkunde gehelp dat hulle kan steel. Dan wil jy hier sit en dink, hulle voel 'n fok vir die NHI of iets, hulle voel fokol of jy gaan mediese dienste kry of wat. Die gesondheidssisteem is in 'n situasie, wees objektief eerlik, en imagine vir jouself, al hierdie kakplasse wat jy nou oralsters in die stede rond sien, elke vlei land is net stront, elke fucking sloot is stront, die kak loop sommer in die strate. Hoeveel teelaarde is daar vir bakterieë? Hoeveel? As hier 'n bakteriese infeksie epidemie uitbreek in Gauteng, hoeveel mense gaan dit maak? Ek sê vir julle baie min gaan dit maak. En as dit aangehelp word deur pleiers wat die regte bakterieë laat loslaat, gaan die mense begin doodgaan teen 'n moerse spoed en hulle gaan dit blameer op daai kakplasse. Hier kom 'n baie war teen die mense. Elke ou met 'n verstand weet, hier's te veel mense in Suid-Afrika vir die water. Hier is nie water, genoeg water. My sê die valdam is 111% vol aan. Dit fucking beteken niks. Wat kom by die krane uit? So, ek sê, ons is moer naby aan totale crash en collapse. Die skuld van hierdie regering, hierdie land kan daai skuld nooit terugbetaal nie. Hele kleinkinders se kleinkinders sal nog betaal, hulle kan nie terugbetaal nie. As die land aan mekaar donder en breek in stukke, gaan daai buitelandse skuld gaan fucking afgeskryf moet word. Maar daai ouens wat die afskryfwerk doen, hulle gaan assets gryp like hell om op te maak vir hulle verliese. En hierdie vloerplanke, ek sal niks kan doen om hulle self teen dit te probeer verweer of wat nie. Alles gaan net gevry, is gaan net vat. En die goed is te fucking dom om iets te doen. Hulle is te magteloos, hulle kan niks aan doen. Die land gaan breek in stukke, die Amerikaners, die Weste, gaan die Weskaap as invloedsfeer, hulle invloed gaan in die Weskaap wees. En as jy kyk wat besig is om te gebeur in die groter speelveld, is hulle klaar besig om psychologically die saadjies te plant van die Weskaap gaan afskei en alai kak. Ek het vir julle gesê, my opinie, die Westerse invloed gaan die Weskaap vat en BRICS invloed met Rusland gaan KwaZulu vat. Want die Kaapse seeroute is vir al twee blokke ewe belangrik. Vir verskillende redes, maar ewe belangrik. Dis wat ek vanaand vir julle sê. Cyril se opdrag was, breek Suid-Afrika in stukke. Net soos wat hulle beplan het met die USSR, al die goed is klaar gedoen hier by ons wat met die USSR voorlopig gedoen is. En kyk na die werkloosheidssyfer, waar staan hy? Al die goeders is daar. Ek dink die groot negotiation, wat ons nie van bewus is nie, is tussen, en ek gaan dit nou net noem by wyse van spreuke, tussen Trump en Putin oor wie vat watter stuk. En hulle gaan nie fisies vat, maar net hulle invloed daai. Waar laat dit ons boer dryf? Ek persoonlik hoop as KwaZulu breek,
vat hy hierdie stuk van Mpumalanga wat die Swazi koning grondhuis op het, saam. Dat ons in KZN val. Want nou gaan hy sê, ja, en so was ek weet nie wat sy fucking stories alles nie. Die gitaar gaan in KZN geslaan word deur die Russe, nie deur Zuma nie. Hy sal net maak wat hulle hom sê. So, dis wat ek voorsien vir Suid-Afrika. Balkanization. Presies wat met Tsjechoslowakye gebeur het. Hulle gaan Suid-Afrika opbreek soos wat Tsjechoslowakye opgebreek is. En ja, ek het 'n breekmerk wil dit gemaak het. En dus dink was in Augustus 2023. So, wat moet jy doen? Jy moet paraat wees en jy moet seker maak dat julle gemeenskap so selfversorgend as moontlik kan kom. Dis hoekom ek so positief is oor daai Salus plaas konsep. Die kanse dat in die opbreek daar dedicated stukke, jy weet, 'n wit republiek gaan wees of iets, is fucking baie nou. Eerstens, ons is te wyd gesprei oor die land. Dit gaan vir jou as boer belangrik wees om met jou bure te kan saamleef. That's a story. Dit klink miskien nou vergesog, maar dis wat ek sien. Dis die dinge wat ek sien. Want ek kyk na wat het gebeur met die USSR en ek kyk wat is gedoen met Tsjechoslowakye. En dan sien ek wat 'n fok word hier gedoen. Dis dieselfde playbook. Dis dieselfde playbook. Maar die globalists is nie lus vir 'n Oekraïne tipe oorlog in Suid-Afrika nie. Want dan gaan hulle asses verloor. En hulle wil nie dit hê nie. Okay, Dani Postumus vra, wat maak die vloerplanke met die geld wat hulle so steel? Herman Lombard het vanmiddag 'n interessante ding gesê. Toe sê hy, hierdie vloerplanke wat so vreeslik baie rondreis buiteland, hulle dra 'n limitless kredietkaart van die staat. En hy vermoed, hulle trek geweldig baie cash op daai trips van hulle en sit dit in rekeninge in die buiteland. Dis hoekom Mbalula nou so skree oor hierdie kak wat nou in die huis aan die gang is in Amerika, waar daai sanksies teen spesifieke ouens wil doen. Want as daai wet in Amerika deurgaan, jy weet, dan gaan die Amerikaners gaan al daai ons geld gryp wat oral in die land, oral in die wêreld in bankrekeninge lê. Dat gaan alles gryp word. Dis wat gaan gebeur. En hy weet, want hulle steek hulle geld in die buiteland weg, hulle geld hier nie. So, hier kom interessante tye. Dit sien ek verseker kom. Wat my die bliksem in het, is hierdie wit gatkryp bendes. Die wit gatkryp bendes. Hy fucking goed wat daai Afrikaner verdrag geteken het daar by die monument en al daai kak. Elke bliksem wat daar geteken het, moet jy verstaan, is jy wat 'n boer is. Dis jou vyand. Dis jou vyand. Want hulle werk saam met hierdie globalists vir hulle eie gatsakke. Hulle wil fokol vir jou en vir my hoor. As ek wil nie eers oor dit praat nie, want dan gebruik ek fok soos leestekens en dan is daar weer mense wat nou daaroor omgekrap raak. Toe ek, net toe daai Ernst Rood kon sy fucking independent gaan, het ek vir julle gesê, watch hy ouer. Hy is so min independent as wat dit, ek weet nie eers om te sê hoe min independent te sê. Sy handlers sit hom reg op. Ek het vir julle gesê, pas op vir Rob Hertzog, en hy laat vir julle kak in die kop praat nie hoor. Hy maak op uit konsyse vir hy 'n freelancer is en volk dit. En ek het vir julle die ouens opgenoem, het ek vir julle gesê, julle moet voorpas op. Julle gesê. En ja, hulle het 'n kak in my, moerse kak in my. Omdat ek hierdie soort goed vir julle sê, like hulle my niks. Ek het nie 'n kanaalbord wat vir my kan sê wat ek moet doen nie. Wat ek mag sê en wat ek nie mag sê nie. Ek het nie 'n baas wat my sê, jy mag nie dit of dit sê nie. Ek sê vir julle die goed wat ek sien, wat ek hoor en wat is. En baie van die goed wat ek sê, maak baie ouens die moer en ek sien mos baie keer hier in die gesprekke, man, yes, like. En hierdie Afrikaners, hierdie fucking Afrikaners,
Hey, hulle like my vokal. Ek hoe sê daai song van wat ek vir julle baie kere speel? I've got no more fucks to give. Hulle is hulle saak. Ek sê net vir julle, hou julle oë oop. Julle kan nie daai mense vertrou nie. Julle kan hulle nie vertrou nie. Hulle gaan vir jou rip. Op 'n stadium gaan hulle vir jou rip, ou maat. Want hulle stel in niks belang nie. Net in hulle eie belang. Dis al wat hulle het. Hulle eie belang. En hulle gaan jou gebruik soveel as wat hulle kan. Maar daarom sê ek weer, dis hoekom ek daai Salus plaas ding so goed ondersteun. By the way, Salus waterval. Dit lyk vir my Salus waterval is vol, hoor. Ek het nou nie met Pieter gesels nie. Gaan vir julle net die link gooi vir die van julle wat wil belangstel, gaan na daai site toe en dan druk jy daai knoppie wat sê apply for membership en dan vul jy vormpie in en dan sal hulle jou kontak. Maar dit lyk my die Salus watervalplaas so 25 spots is gevat. Wel, daar is 'n groep wat committed is klaar. Daar's nog 'n paar wat nog onseker is en so. Maar kry jou naam op die lys. Daai Salus konsep, dis waarmee ons gaan oorleef. Dis ons gaan oorleef. Julle moet verstaan, as hierdie regering uitmekaar dan, gaan daar 'n moerse klomp mense wees wat fucking geen inkomste gaan hê nie. En ons sal net na mekaar moet kyk. Dis wat ons moet doen. En Billy het vir my die Salus ding vreeslik mooi op 'n sommige gesprek wat ek gehad het. Toe sê hy sien die Salus konsep soos 'n wingerdstok en dan die lote waar die trosse aanhang. Elkeen van daai trosse is 'n Salus plaas. Party is groot trosse, party is klein trossies en so. Maar elkeen, daai klomp mense bymekaar daar, dis wat gemaak het hulle oorleef. En ons boeremense is bekend daarvoor dat ons geweldig vindingryk is en skepend is en so. So, as jy voel jy wil nou begin om vir jou 'n plekkie te kry, go vir Salus. Ek het ander aand met 'n ou gesprek gehad, want toe na daai kleutersone ding nou weer uitmekaar uitgedonder het, nou weer 'n klomp mense nou weer 'n moersklomp geld verloor het. Toe sê ek net vir die verskil met die Salus konsep is, die geld wat jy betaal, jy kry jou 1 hektaar grond, met daai huis op, ek het vir julle die foto's van die huis gewys, hoe lyk die huis, die basiese huis, en jy het water, en sonkrag. So dis wat jy kry, vir jou geld, en dan het jy daai bonus, dat jy is geregtig op dividendbetalings uit die sukses van die boerdery. Daai hele ding werk vir my baie nice. Dus, ek hou van die manier wat ons aan mekaar, ek het 5 maande saam met jou gewerk aan die ding, jy weet, om dit so te kry. So daar's nie 'n kwessie van jy vat daai geld nou, en jy sit dit nou in 'n pot in, en nou hoop en wag jy nou maar dat jy dividende kan kry. Jy jou geld na die pot ingesit het, kry jy jou plot met jou huis. Daar het jy dadelik value vir daai geldjie wat jy ingesit het. Maar jy is in daai gemeenskap waar die toekoms vorentoe oop is. En ons het nou gekyk na Salus waterval, toe gewerk ons sê okay, op average is elke plot 3 mense verteenwoordig. Dan is dit 75 mense. Die plaas gaan omtrent so 20 werkers hê, personeel. So dit is by 100 mense. Dis hy bliksems daar by die hek wil oppitch. Kak stories. Hulle staan aan die buitekant van die hek, en nie aan die binnenkant van die hek staan 100 mense, wat lus is vir fucking beklei. Hulle gaan maar liewer so 'n ander plek draai hoor. En ja, as ek jonger was, was ek gone. Maar ek is 'n ou boom, man.
Die beste wat ek wil kan hoop is as KwaZulu fok of vat hulle hierdie stuk saam waar ek is. Ons het nou lekker gesels. Net terug te kom na Europa toe, ek moet dit vir julle sê. Europa gaan in mekaar bliksem oor. Spectacularly. Daar's min Europese stede waar die oorspronklike bewoners van daardie lande nog die meerderheid is. Brussels byvoorbeeld is 68% is immigrante. Julle weet wat van Engeland dan. Jy weet as ek nou kyk na wat daai fucking currystamper in Engeland doen. Ek kan nie glo dat die Britte daai kak vat nie. Ek meen my volk hy vat die mense se ongeskiktheidspensioene. En hy betaal vir die fucking immigrante. So die Britte wat al daai fondse bygedra het in hulle lewenslank en so. Hulle kry nie die voordele nie, die geld word gebruik vir die fucking immigrante. Hoe dom is daai mense om net te sien dat hierdie ou sit hulle uitverkoop nie? Die enigste redding vir Europa is wat die Franse met die Franse revolusie gedoen het. Rol hy guillotines uit, skraap hy fucking liberals by mekaar, makka. Dat hulle maar kan gesels met Madame Guillotine. En dan sal hulle lande moet skoonmaak. En hulle gaan daai lande moet skoonveg. Nou ja, ek weet nie hoeveel is daar nog daar wat kan veg nie. Blykbaar gaan dit fucking rof in Ierland hoor. Ek het nou 'n week gemis, jy weet. So ek my goed man by mekaar moet kry en agter mekaar kry om dit reg te kry. Want ek net myself heeltemal op datum kry. Maar iets wat ons oë moet ophou is die onderhandelinge tussen Rusland en Amerika. Heiliglik in Oman is hulle besig om te onderhandel oor Iran se nukleêr ding. Hy bliksemse Netanyahu, hy sy gat juk om Amerika in 'n oorlog in te sleep met Iran. Maar ek dink die Amerikaners besef dit gaan 'n groot fok op wees as hulle dit draai. En hulle sal vir Netanyahu moet onder beheer kry. Die Amerikaners. Want hy gaan vir hulle in 'n fok op inkry met Iran. En die ding wat julle moet op let, wat die sleutel is, wie onderhandel namens Iran met Amerika? Wie is Iran se afgevaardigde? Want Iran wil nie direk met die Amerikaners praat nie. So hulle het 'n afgevaardigde, die Russe. So die Russe onderhandel namens Iran. En dit alleen behoort vir enige waarnemer duidelik te sê, as daai onderhandeling met Amerika skeefloop oor Iran, moet hulle net verstaan, as hulle besluit hulle gaan go vir Iran, gaan die Russe deel wees van die party. En ja, dan sal ons nou maar sê. Ek dink nie hulle is stupid genoeg om daai route te vat nie. As ek net kyk, iets is, ja, Miss 1967, hulle het dit getoets. Ek het Balasia gehad way back in die 70s, 60s. En hulle het spesifiek vir dit getoets ook. Maar vir ons boertribe, ek gaan hierdie prentjie opsit, dat julle verstaan. Dis die enigste pad. Dit is die enigste pad. En waarteen julle nou moet waak, is hierdie ewigdurende getwis tussen groeperinge. As jy geesgevuld is, een van die gawes van die Heilige Gees is die gees van onderskeiding. Jy gaan nou een kyk gee, jy gaan net 'n halwe sinnetjie van hom hoor en dan sê jy, okay, cheers. Met jou engage ek nie. Dit is wat julle moet voorpas op. Moenie ingetrek word in hierdie twiste nie. Moenie. En dan my laaste boodskap vanaand wat ek moet gee. Vir die van julle wat nog kinders het, al klein kinders het. Die belangrikste les wat jy vir 'n kind kan leer, is die konsep van nee. Nee. En as jy gesê het nee, is dit nee. En hy moet verstaan dat nee beteken nee. En hy moet leer om aan te pas by 'n nee. Hier's te veel ouers wat nie vir hulle kinders kan nee sê nie. Kyk maar wat gebeur in die supermarkte. Kyk maar wat gebeur in die malls. Die kinders kom weg met moord.
En as hulle net dink aan kry nie, dan gooi hulle tantrum. Jesus, ek gaan julle hierdie staaltjie vertel. My vrou vertel my die 2 latte van my, toen ons in Dundee gebly het, wat hierdie fucking tantrums gooi in die supermarkte. Ek sê vir my vrou, okay, ek gaan nou vanmiddag vroeg wegloop by die werk. Jy gaan Checkers toe, 2:30, gaan jy. Ek sal sorg dat ek daar in die omgewing is. En dan gaan jy daar in. En dan sal ek in die agtergrond rondsluip. Ek wil daai kak sien. Ou maat. En daai 2 wil toe 'n ding wil toe weer goeters hê en sy sê nee en op die vloer en gooi tantrums en gaan te kere. Toe hulle fucking oogies fokus, dit ek elkeen so in die hare. Pluk hulle op hulle voetjies en ek stap met hulle so in die hare uit. Ek gaan nou nie verder verduidelik nie, maar dat ek weer sê, papa, is die fucking laaste tantrum wat hulle gegooi het in 'n supermark. Maar dit is so belangrik om 'n kind dit te sê, nee, dan sê nee. Want die kinders kry die ouers in 'n fucking ding in wat die ouer nie regtig kon nie. Al wat ek weet is, as jy skuld het jy issues oor. Jy moet dit probeer uitkom so vinnig as jy kan. Okay, daar is 'n Edward Stroll nou. Coline was reg. Daar's klaar video's op YouTube en omgeloop oor die opbreek van Suid-Afrika. Wes-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat, Oos-Kaap, whatever. Hulle is klaar besig om die mense voor te berei vir dit. Dit kom. En as ek het 'n moerse video oor dit gemaak in ek dink dit was September 2023. Net voor die BRICS-beraad hier in Suid-Afrika was. Toe Victoria Newland hier was. Toe het ek dit gedoen. En toevallig, ek kyk vandag soms so deur my lys op TikTok. Die video wat ek oor Newland gemaak het, is ook afgepluk van TikTok. Sy is die queen van regime changes. So, ja, WJK, jy's reg, daai bonds is 'n groot probleem vir Amerika en ek het dit al gesê en ek gaan dit maar weer sê. Ek wag vir daai môre wat Trump opstaan en 'n EWC pluk op BlackRock. Hoor wat ek vir julle sê. As hy BlackRock gryp, imagine it. Want BlackRock het baie assets en baie geld. Hy het dadelik daai geld, maar daai assets, en baie van daai assets is fixed assets, versprei reg oor die wêreld. As hy BlackRock gryp, het hy sommer klaar 'n fucking stuk van Suid-Afrika, man. Hy het 'n fucking stuk van China. Hy het 'n stuk van elke bloody land basies. Hoor wat ek vir julle sê. Daai speech wat hy gemaak het by die WEF konferensie. Ek het gewonder wat die fuck het hy gesoek daar. Hy het vir hulle gesê in hulle gesigte, julle globalists dae is verby. Toe kak hy sommer die ou van Bank of America uit daar op daai platform. Ek sal nie verbaas wees as hy 'n EWC trek op BlackRock nie, hoor wat ek wil. En ek sien daai Harry Finkelstein of wat 'n fuck hy homself nou flink dink vink van BlackRock is baie backag deesdae. Imagine dit. EWC BlackRock. Imagine dit. Weet jy hoeveel kak sort hy vir Amerika uit as hy dit doen? Ja, CJ Smith, hy wil die Amerikaanse plaaslike vervaardigingsindustrie weer hervestig om Amerika selfversorgend te maak. Dis wat hy doen. En ek dink die boodskap wat daai rus vir hulle nou gegee het met die onderhandelinge wat hulle daar was oor ander goeders. Hy het gesê ek praat nie oor die sanksies nie. Die meeste russe wil in elk geval nie hê die sanksies moet opgehef word nie, want hulle het gesien dit is julle sanksies wat ons onafhanklik gemaak het, selfversorgend gemaak. So, daar is die ding hoor. Myburg Tron, 'n groot probleem. Jy moet nou mooi luister wat ek nou vir jou gaan sê is. Imagine 'n jong swart man. Hy het nou sy matriek gedoen en hy het nou sy universiteit gedoen en so. Hy wil nou sy eie besigheid begin. Imagine die kak wat hy het met die red tape om daai besigheid aan die gang te kry. Want jy moet verstaan,
Nou moet hy met die departement van handel onder te doen, hy met SARS te doen, hy te doen met fucking unions, hy te doen met die labor, al hy goed. Dis vir hom fucking amper onmoontlik om te begin. Hoe het ons begin in die 70s? Ek het my eerste besigheidjie begin, was ek so vir 2 weke aan die gang, toe sien ek, okay, maar ek het 'n handlanger nodig. En toe sê ek, okay, ek soek 'n ou. Ek kan soveel betaal. En daar was 'n dag, toe het ek 'n ou gekry. Dis nie 'n moerse pyn nie, maar dis al wat ek kon bekostig. Vir hom was dit baie, want hy het niks gehad nie. Net as die besigheid groei het ek dadelik altyd seker gemaak dat my werkers se salarisse goed, alles word altyd eerste uitgesorteer. Want die Bybel sê vir jou, die arbeider is sy loon werd. Jy mag nie die arbeider se loon weerhou nie, en daai dinge. So, ja, dis nou weer 'n ander kak stories, maar ek het my lewe lank my besighede en goed op dit gedoen, beginsels. En ja, en nou, daai swart ouetjie kan nie, hy gaan sy gat afsukkel. So, ons, die meeste wit ouens, het die voordeel, jy het of 'n pa, of 'n oom, of jy weet, 'n pel se pa, of iemand, wat jy kan vra, hoorie, okay, kan jy my met hierdie help, kan jy my hiermee help, en so, jy weet. En ons het onder mekaar, het ons baie ondervinding en ervaring en kennis om die jong spanne te help, die jong spans te help met hulle besighede. Die swart ouetjies sê dit nie. So het die fucking ANC met sy kak van BEE het seker gemaak dat hy die opkomende jong swart generasie ook vir ewig slawe het. En daar's van hulle wat se oë nou begin oopgaan. Nou, ek het nou die aand van my vrou net gesê, toe sê sy my, wanneer gaan hierdie swartes besef dat hierdie ANC het hulle lewens opgefok? Ek sê ek, wel, ek weet nie wanneer gaan hulle besef nie, ek kan sien op die sosiale media, is ouens wat se oë begin oopgaan en hulle begin praat oor dit, meer en meer praat en meer praat oor dit. Maar die probleem, as hulle klik, my fok, wat doen hulle? Nie hofsaake en kak nie. Hulle gryp 'n fucking tyre en dan gat hulle met daai ou wat hulle dan geteken het. Tyre is sy voorhand. Nou ja, ek is nou 2 ure aan die gang, ons moet nou maar stop. Dit was my lekker om vanaand met julle te gesels. Ek sê jammer as ek julle nou fucking verveel het met my kak. Maar feit van die saak bly, wees paraat boere, wees paraat. En daai is die weg. Dis die weg vorentoe. Dis die enigste weg. God het ons met 'n doel op hierdie Suiderland geplant. Ek weet nie wat ons doel is nie. Ek weet nie wat is ons doel nie. Maar daar is 'n doel. Dis hoekom hy ons beskerm het deur die jare en deur die geslagte en laat oorleef het teen helse odds. Maar ek sê vir julle, hierdie fight wat nou kom, is nie ons fight nie. Dit is nie ons fight nie. Don't engage. Wees paraat, wees voorbereid. Ek sê nie don't defend nie, ek sê don't engage. En ek sien dat die wrywing tussen die locals en die immigrante begin erger en erger. Dis waar die fok op gaan uitbreek. Dis waar die kak gaan spat. Dis waar die kak gaan begin. Locals en die immigrante gaan mekaar gryp en die oomblik wat daai ding vlam gevat het, gaan die locals onder mekaar begin. Want, ja, yes, like man, as jy is boer is, weet jy, hulle het moeite baie issues met mekaar. So, bly uit die fucking fight. En ek weet net een ding, die Amerikaners gaan nie stop voor die ANC nie gebreek is nie. Hulle gaan nie. Luister ek nou, yes, like ek het wel opgehou. Luister ek nou, praat 'n vrou van okay, die boere met die citrus wat nou moet uitgaan. En nou met hierdie tariffs en al goed. Sit ek so en ek dog, ja, nou kan jy daar so my ook groot fucking back en kak praat. Ek het in 2022 het ek in 'n breekmerk gevra, hoekom is die georganiseerde landbou, bynaam noem hulle die papsakke, hoekom is die papsakke nie by Spief nie? 2023
het ek weer gevra, hoekom is die papsakke nie by Spief nie? 2024 het ek weer gevra, hoekom is die papsakke nie by Spief nie? Nee, toes die fucking DA mos met hulle emmers Vaseline in Washington, in plaas van dat hulle by Spief is. Nou, die goed wat uitkom is duidelik, hierdie papsakke is nie vir die boere nie hoor. Hulle is vir XXX. Hierdie tariffsding gaan party boere, en hoofsaaklik lyk dit vir my, Wes-Kaap boere, fucking hartslaan. Daar's ouens wat oornag hulle uitvoer vermoë gaan verloor, want die goed gaan te duur wees vir die consumers. Nou sê ja, die boere sal met deel absorbeer. My fok, die boere word al so befok hier in Suid-Afrika, die ouens sukkel om 'n wins te maak. Nou moet hulle nog die uitvoer subsidieer. En aan die ander kant van die wêreld lê letterlik biljoene appelvreters en narkievreters en lemoenvreters wat net 'n mooi gesonde vrug wil hê. Hulle voel 'n fok. Wat betaal jy die ouens wat die goed moet pluk en wat betaal jy die ouens wat die trekker dryf en wat betaal hoeveel het jy in jou bestuurskomitee en hulle voel fokol vir al daai goed. Hy boks wil daar afkom en hy die regte goed in hê, dis al wat hulle wil hê. Ek het julle gesê ek het met 'n boer gesels wat 4 jaar terug begin uitvoer het Vietnam toe. Hy het vir my gesê, Colin, ek kan nie fokke verstaan dat die ouens nie lankal die moontlikhede en dit wat in BRICS is ondersoek het nie. Ek voer uit daai ouens op, hulle voel fokol wat op my plaas gaan. Hulle vra vir my, wat se gif spuit jy op die goed? En hoe lyk jou goed? En dan negotiate ons die pryse en daar gaan hy. Hy sê, ek het nuwe boorde aangeplant, want alles wat ek produce vat hulle. Nou vra ek weer vir julle, hoekom dink julle, hierdie fucking papsakke, vir al die Wes-Kaap boere, so vasgemaak aan die EU en aan VSA, hoekom het hulle dit gedoen? Om my fucking boere onder hulle kontrole te hê. Nou het Trump 'n fucking teerpaal in die speker gedruk, nie 'n stok nie. Hy het 'n paal in die speker gedruk. Nou, fuck, wat nou? Jy gaan nie vandag die oes wat jy besig is om afhaal, betyds 'n destination in die BRICS kant kry nie. Jy moes by Spief gewees het, en jou kontrakte daar gereël het. Want al daai ouens wat Spief toe gegaan het, daar was 70 lande hierdie jaar. Daar was iets soos, ek dink 850 verskillende afvaardigings wat net trading opportunities onderhandel het. En die papsakke was nie daar nie. Vra vir jouself hoekom. Want hulle wil jou binne in XXX se fucking mindjie hou. Dis hoekom hulle nie daar was nie. So, ek kry daai is jammer wat nou in die kak gaan beland. Maar aan die ander kant, jammer om van hulle kak te hoor, daar was ander opsies hulle het nie gevat nie. Hulle het nie die geleenthede benut wat vir hulle gebied is nie. Want hulle het geluister vir hierdie fucking DA en die DA se handlangers vir dit geluister. Sjoe, Kangaroo, baie dankie, ek waardeer dit geweldig hoor, baie dankie. Ek nou net seker maak dat ek nou almal dankie gesê het. Ja, want hy ander bliksem het ons gesê het, ja, ek is pathetiek om vir julle so dankie te sê, ek het hom fucking afgegooi van die kanaal af hoor. Mark Meiburg sê, Patrice moet sê, hy is die nuwe eienaar van Suid-Afrika. Ek stem nie met jou saam nie, maar Patrice is wat hy is, omdat XXX hom maak wat hy is. En hulle gaan daai support, baie fucking maklik pluk hulle daai maat onder hom uit. Baie maklik, ja. Ok, ek wil net vir julle sê, daai dame van, wat is haar naam? Net ek haar naam vergeet, ek moet dit vir julle kry. Van daai rocket stofie, Rensha. Sy het vir my laat weet, dankie, en gesê dat, sy het heel wat navraag gekry, na ek vir julle dit gewys het, en so is 'n baie oulike stofie daai om te hê, en is baie goed gemaak, hoor. Baie goed gemaak, en die prys is, ek dink is 'n moeise billike prys, en as jy moet vinnig, jy weet,
ketel kook en water te kook en so, is dit die ideale ding, want is 'n paar stokkies wat jy daar indruk en dan die brand steek en daar gaan die ding. En vir potjie is hy die ideaal, ek meen, potjie kos is hy ideaal, want om 'n moerse vuur te maak, om 'n pot op te sê, ja, fuck it, ek het potjie kos kompetisies gedoen, dis 'n kakstorie daai hoor. Daai rocket stoofie is reg vir dit. Ek kan vir julle weer haar nommer gee, dat ek net haar nommer weer vir julle gee. Dis vir daai rocket stoofie hoor. En laat ons mekaar ondersteun hoor. Ons moet mekaar ondersteun. Ons moet mekaar ondersteun. Nou, ek het vir julle gesê, Cyril ry die draad, en hy gaan eindig met 'n dropper in die hol. Dit het nou gebeur, die dropper is solid in die hol, maar nou kom hy agter is 'n fucking electric fence. Okay, absolutely, Rufus sê, it was Russian vessels that docked in Richards Bay. Didn't see any Chinese vessels. But the media said Russia and China were doing military drills off Richards Bay. Ek het ander inligting wat ek nie nou oor gaan praat oor die Russe en so nie. Een ding wat ek vir julle kan sê is, hulle het in 2023, het hulle die Yosemite basis gesurvey en hulle het Umkuzi lughawe gesurvey. Die kakkomboys. Hierdie regering kan nie fucking aanhou nie, maar yes, laat al hierdie slim fokkers vir jou vertel wat hulle fucking wil, man. Die ding is beyond repair. Beyond repair. En ons grootste kak is die land is in die hande van kriminele. Ek meen, die fucking polisie, die ouens vlug uit daai fucking aanhouding uit. Nou hoor ek die polismanne het van hulle teruggegee vir die kroeks. Hoe fucked up is dit? Hoe fucked up is dit? Nee, yes, like boys, ons is in die kak hoor. En nou neek hulle met die security companies, hulle wil die security companies nou ontman. Dit is die security companies wat nog die mense sorg. My fok, ek kyk 'n video, waar hulle 'n kantoorblok beroof. Manie is fucking niks nie. Ons is op ons eie. Al wat ek vir julle gaan sê is, Europa is gefok, boys. Nou sien ek, Netanyahu het vir Orbán gaan kuier in Hongarije en Orbán het reg gesê, fok die ICJ of die ICC se lasbriewe, ons gaan hom nie arresteer nie. Vandag sien ek Orbán het gesê, hulle begin, ek dink die 15 April of wat, met die steps om Hongarije te onttrek van die International Criminal Court. Nou is die fucking Europeërs nou weer die bliksemin vir Orbán. Dis die voorloper Orbán. Ek gaan nie verbaas wees as Hongarije die eerste land is om uit te klim uit die EU uit nie. Die EU gaan uit mekaar uitbreek. Net soos die USSR opgebreek het, man. Daai van der Kruisie en haar bende is paniekerig hoor. Hulle het nie gedink Trump gaan hulle moer met tariffs nie. Ek kan vir julle 'n lang praatjie gee oor daai ding van Europa en Amerika. Dit wat gesê word oor die trade imbalance tussen Amerika en Europa is nie die hele waarheid wat vir julle vertel word nie hoor. Want hulle kyk net na die fisiese goed wat Europa uitvoer na Amerika toe en die fisiese goed wat Europa invoer van Amerika af. As jy die intellectual property, services, dienste byreken, is hulle redelik baie naby aan balans. Want Europa het fokol IT. Hulle kry al hulle IT van die Amerikaners af. So, daai goed. Maar dit is die Europeërs wat veroorsaak het, dat hulle local industrie en klein besighede hulle gat gesien het, want hulle word in hulle moeren geoverregulate en geovertax. So, ek het 'n baie interessante video, ek sal kyk môre aand, miskien moet ek môre aand vir julle speel, waar 'n ou verduidelik wat gaan aan tussen Europa en Amerika. Dit was vir my 'n eye-opener gewees, hoor. In elk geval. Nou ja, ek gaan nou vir julle good night sê. Daai is my afskeidsprentjie aan julle, hoor. Moenie daai vergeet nie. Kaptein sê dankie, dit was 'n lekker flight. En die kombuis sê daar's doggy bags beskikbaar vir die bobotie, want daar was soveel mense op die flight gewees, hulle het nog 'n pot laat inkom
So daar is beskikbaar vir die van julle wat wil doggy bags vat. Die girl sê ek moet julle sê dankie, dit was 'n mos 'n lekker flight, hulle het dit geniet. Het was lekker om weer 'n bietjie in die lig te wees, hulle is nou moeg gesit daar op die grond. Ek gaan nou vir ons 'n videoetjie kry en ek gaan môre aand weer gesels as ons die lewe hou en ek sal moet wikkel, maar ek dink nie ek gaan dit Vrydag maak nie, want Vrydag moet ek by die dokter wees in Pretoria, so Vrydag aand gaan daar nie 'n flight wees nie. So maar sien hoe voel ek by Saterdagoggend. Dit is 'n lekker flight, Boerieman uit.